so jy praat van staatsdienste sonder die staat se inkomste. Ons praat waarskynlik hier van enorme bedrae geld. Waarheen gaan dit heen? Word dit aan salarisse betaal? Ons weet die staat is berig daarvoor dat departemente grootste gedeelte van hulle begrotings gaan aan salarisse. Is dit dieselfde by Solidariteit Beweging? En wat gaan aan dienste of projekte vir gemeenskappe uitsette, tasbare uitkomste? Ja, kyk, hoe dit werk is dat dit hang af van die verskillende instellings, nê. Kom ek sê 'n universiteit soos Akademia, uiteraard sal die grootste deel daarvan aan salarisse gaan en van die ander organisasies, so sê net maar ons besigheidskant sal sê net maar 10% vir salarisse gaan. By 'n organisasie so Solidariteit aan die vakbondkant wat baie diensintensief is, elke lid kan 'n individuele diens kry, vir persoonlike diens kry. Daar gaan dit kan dit omtrent gaan tot hierso by 45%. So dit hang af van wat die aard van die organisasie self is, maar uiteraard is die hele doel om dit so laag as moontlik te hou. Ons kyk byvoorbeeld na die helpende hand en dan is die oorhoofse uitgawes, sê net maar aan, noem dit maar hoofkantoorkostes. Dit is baie laag. Dit is sê net maar 10-15%, maar dan sal jou kernbesigheid is maatskaplike dienste en dan sal die deel wat aan hulle spandeer word, waaronder salarisse vir mense wat landwyd maatskaplike werk doen, om 'n voorbeeld te noem, hoër wees. By Solidariteit het ons 'n baie groot regsafdeling, daar sal dit dan hoër wees. So dit hang af van die tipe diens wat gelewer word en die fokus van die organisasie.